Môre julle, ons begin vandag met die parabool en die reguit lyn. Is twee funksies en ons gaan 'n paar probleme oplos. Ons het 'n sketsie hier wat hulle vir ons gee. En daar is die sketsie en hulle sê hier het hulle vir ons 'n diagram geteken en hulle sê vir ons f van x, hulle gee vir jou die f van x, hulle gee vir jou die g van x en hulle gee vir jou al die x koördinate. En wat gee hulle nog? En dan sê hulle DE is parallel aan die y-as. So hulle gee jou 'n lot goedjies. En nou sê hulle, toon aan dat K15 is. Dit tel net 1 punt, maar dis nou belangrik dat jy dit gaan aantoon, want ek dink dis voor die hand liggend dat dit 15 is. Vir die ou wat dalk nie kan sien nie, dink nou hier aan. Hier is die reguit lyn, en K is mos die y-afsnit, hierdie punt hier. Okay. Maar hierdie punt hier is ook die y-afsnit van my parabool, wat hierdie is. So dis duidelik 15. Hoe gaan ek dit nou skryf? En dis nou die krisis, want jy moet nou die hele tyd die goed wiskundig korrek doen. Okay, so ek gaan hier swart gaan. So ons gaan net punt B in vervang. So ons weet, hierdie is, wag 'n bietjie, het ek het gesien, so die B-koördinaat is 5 en 0. Nou, dit was my B-koördinaat gewees. En ek gaan daai punt in my gx in vervang. So in hierdie gx, is gelyk aan min 3x plus k, gaan ek net hierdie punt in vervang, sodat ek k kan uitwerk. So ek het 'n x wat 5 is en 'n y wat 0 is. So hierdie is min 15 plus k oor 0. So jy kan baie maklik sien k is 15. So jy het nou aangetoon. En weet, dis baie keer moeiliker om dit te wys op 'n wiskundige manier, as dit werklik is om die antwoorde te sien, hè? Okay, so kom ons gaan nou 6.2 toe. Hulle sê bepaal die koördinate van D, die draaipunt van F. Nou die funksie is mos, die oorspronklike funksie is mos dit. So daar's 'n paar maniere om die draaipunt te kry. Ons kan vierkantsvoltooiing gebruik en dit in die draaipunt formule skryf in hierdie formaat, waar ons A, wag 'n bietjie. Ja, A x min B gequadreer plus q, is kan in daai vorm skryf, maar dit is baie werk en die kans vir fout maak is groot. So as hulle sê jy moet in daai vorm skryf, dan doen jy dit net so. Dit is nou obviously 'n maklike manier waar hulle vir my gee, x is gelyk aan min b op 2a, min b op 2a, en dan in graad 12 gaan ons 'n bietjie calculus gebruik, waar ons ook die draaipunt kan uitwerk. So ons prop net gou al hierdie waardes in, ek gaan dit net langs mekaar doen. En min b is dit nou obviously min 2, en 2, en dan a is min 1, so ons weet ons x is 1, dus dit is mos dit 1, ja, is 'n positief 1, en dan moet ons nou y kry, so ek gaan net my f vat, en gaan my 1 daarin prop, so hierdie word min 1, 1 gekwadreer, plus 2 min 1, plus 15, en as dit alles in my kalkulator in kry ek 16. En die draaipunt is D, so ons gaan net sê D se koördinate is x is 1 en y is 16. Ons kry ons volle 3 punte. So ons gaan na 6.3 toe. Nou 6.3 sê, bepaal die waardes van x waarvoor f stygend is. Nou kom ons merk 'n bietjie waar f stygend is. So mens kyk altyd van links na regs, so f is stygend, en hy kom hier van, en hy stygend tot daar. Nou ek het met opset nie op die D geëindig nie, want daai D is 'n stasionêre punt. Dit beteken dit is nie stygend of dalend nie. So al hierdie waardes van links af is hy stygend tot net voor D. Hy gaan D nie raak nie. Ek het my gesien, so watter waardes van x is f stygend? Ja, so dis daai stukkie. So ons moet nou, hoe gaan ons hierdie waardes wat ek nou in rooi geskryf het voorstel op 'n in my antwoord. Ek moet dit, so dit wat ek nou sien is maklik. Hoe skryf ek dit vir my onderwyser terug, né? Maar onthou nou, jy moet nou onthou, die vorige som het ons D se koördinate uitgewerk, want x was 1 en y was 16, kan jy onthou? En onthou nou, hulle vra hierso, bepaal die waardes van x. So hulle sê, kyk net na die x waardes, en dan sê jy van watter waardes van x is hierdie stygend. Okay? So ons gaan net sê, so laat sin maak as ek sê, enige x van hier af terug, vanaf hy draaipunt, enige x terug, so ek kan sê x
moet net kleiner wees as 1. Eintlik baie maklik. Jy kan dit ook anders gaan skryf. Jy kan dit ook in intervalnotasie gaan skryf, waar jy sê x is 'n element van, en hy kom hier van negatieve infinity aan tot en met 1. So enige iets van negatieve infinity af tot hier by 1, al daai waardes is ook relevant. Want jy moet onthou, hierdie rooi gaan vir ewig aan soontoe. So, een van die twee maniere, ek hou eerder van die boonste manier, dit is dalk makliker. So kom net met spasie te spaar, gaan ek net hierdie uitvee, maar beide van hulle is korrek. So ek wil ook net hier so inskryf. Ok, so ons het daai, so dis perfek. Ek wil net te veel op my sketse skryf nie. Ek wil net my D gou insit van 1 en 16, ek dink hy is nogal belangrik om in te skryf. Ok, dan sê hulle hier, dis nou by 6.3, dis gedoen, 6.4, bereken die gemiddelde gradiënt tussen punte A en D. Nou hier is dit voel dom, en is nou dom, né? So ek soek 'n gemiddelde gradiënt tussen daai twee punte. Hier is nogal belangrik, want volgende jaar gaan ek begin met calculus in graad 12, en dan gaan ek die gradiënt van 'n punt uitwerk. So ek moet nogal hierdie konsep verstaan, wat ek nou eintlik doen, is ek werk die gemiddelde gradiënt tussen die twee punte uit. So hierdie is net gemiddelde gradiënt tussen daai punt A en daai punt D. Nou ek is baie versigtig met hierdie skryfwyse, want wat ons leer in die klas is, ons werk die gradiënt van AD uit. Ag, nou skryf ek dit verkeerd, nou. So ons gaan die gradiënt van AD uitwerk. Maar ek hou nie van dit nie. Ek hou van die woordjie gemiddelde gradiënt. Want hulle vra nie vir die gradiënt nie. Hulle vra bloot vir die, ek gaan ook so skryf, gemiddelde gradiënt. So ek kan my y van A minus my y van D op my x van A minus die x van D, en dan gaan ons net gou inprop, en ek het A se gradiënt is y, so dis 0 minus 16, en min 3 min 1, so hier is 'n negatieve 16 op negatieve 4, so dit lyk vir my die gradiënt is net 4, en dis die gemiddelde gradiënt, né? Okay, so kom ons vee hierdie uit. Ok, bereken die lengte van DE. So kom ons merk gou wat ons nou uitwerk. So ons soek hierdie lengtetjie hier. Nou sal dit sin maak as ek sê om daai lengte te kry, as ek dalk, en ek gaan net hierdie bietjie groter maak, en ek skryf gou E, en kom ons sê E, ons weet sy x gaan 1 wees, want hulle lê reg onder mekaar in dieselfde x-waardes. Kom ons sê net vir argumente om daar weer hierdie is 14. Dit maak nie saak nie. Sal dit dan gaan sê dat as ek hierdie twee y's van mekaar aftrek, sal ek die lengte hê. So dis die plan, kry die koördinate van E, trek die twee y's van mekaar af, dan het ek die lengtes. Okay, dit maak ons so sin. Nou, hoe skryf ek dit? Dit is nogal belangrik. So, onthou nou, jy soek die koördinate van E. Nou, ek het, waar is ons nou by 6.5, né? Wat het ek hier so? Ek het gx net nou uitgewerk, wat die reguitlyn is. En nou kan jy onthou, dit was 15. Ag, nou skryf ek K. Dit was 15. So, sal dit sin maak as ek sê, goed, as ek 'n x-waarde daar inprop, in daai vergelyking, gaan ek die y-waarde kry. So as ek, en hoe gaan ek 1 insit? Ek gaan 1 insit, want ek weet hierdie e se x is 1. Want al die x'e, alle lyne wat onder mekaar lê, is 'n x is altyd dieselfde, en alle lyne wat horisontaal langs mekaar, 'n lyn wat horisontaal lê, is 'n y is altyd dieselfde. So as ek 1x is ek 1 hier inprop, dan kry ek min 3, en ek prop 1 in, plus die 15, so dit gee net vir my ongelooflike 12, né? So ek weet nou, dan weet ek, dit wil sê, die y van E is gelyk aan 12, as dit sin maak, okay? Nou gaan ek die lyn uitbepaal, so ek gaan sê, om DE se lengte te kry, gaan ek die y vat van D, en ek gaan die y van E minus, is altyd bo minus onder, en die y van D was 16,
en ek minus die y van e wat 12 is. So ek kry 4 eenhede. Onthou is altyd units of eenhede, want ons wys afstande aan, mits hulle dit nou aan 'n ander eenheid vir jou gee. Okay. So dis nie te moeilik nie, jy trek y's van mekaar af, maar jy moet die y-waardes gaan vind. Kom ons gaan na 6% toe, ek lief die somme, dit is vir my vreeslik lekker. So hulle gee vir jou hx, hulle sê vir jou hx is gelyk aan f van x min 1 min 2. So wat beteken dit? Dit beteken is ek na hierdie vergelyking kry hier, daai eerste enetjie, skus, hierdie ene hier, as ek na hom kyk, moet ek elke x met 'n x min 1 vervang. Ek hoop dit maak so of sin. So elke x moet met 'n x min 1 vervang word. So ons gaan nou gou hier so skryf, so hx, ek gaan dit 'n bietjie klein links skryf, is gelyk aan f van x min 1 min 2. Ek gaan gou die gewone f van x hier bo vir jou neerskryf. Die gewone f van x is gelyk aan minus x kwadraat plus 2x plus 15. Dit beteken nou, hier sê hulle elke x gaan nou vervang word met 'n x min 1. So ek gaan hierdie skryf as, hou eers daai minus. Nou gaan ek daai x vervang met 'n x min 1, want hy is gekwadreer, plus 2x min 1 plus 15. En dit gaan my nuwe hx wees. Ek het nou vergeet van die min 2 agter, skus. So elke f van x, elke x verander ek met x min 1, maar daar's 'n min 2 in die agterkant buite. Moenie daai vergeet nie. Daai is nogal 'n ding wat 'n mens gereeld vergeet. En dan gaan ons net gewone, ek gaan dit net gou vir jou oorskryf in 2 hakies, sodat jy kan weet jy moet Eva raak ontslaan nou van die hakies. Plus 13. Okay. So kom ons gaan aan, ons Eva eers, x kwadraat min 2x plus 1, as jy 'n bietjie langer vat is fyn. Omdat tyd is nie ons kant nie in graad 11 en 12. Okay. En dan gaan ons die minus in, minus x kwadraat plus 2x min 1 plus 2x min 2 plus 13. En dan behoort ons net gou te vereenvoudig. En as ek al hierdie goed vereenvoudig, die min x kwadraat kom hierbo, al die terme by so gelyksoortig is by mekaar tel, plus 4x, en dan 13 minus 2 min 1 is net gee vir ons gewone 10. Ok, nou het ek die funksie, maar dit is nie wat hulle gevra het nie, hulle sê, skryf daai funksie in daai vorm. So ek moet nou vierkantsvoltooiing toepas. So ons gaan nou die vierkant voltooi. Nou, hoe gaan ons die vierkant voltooi? Ons gaan eerstens begin deur 'n minus uithaal. Ons kan nooit die vierkant voltooi as ons nie die minus uithaal nie. So ons gaan net 'n minus uithaal, gemeenskaplik uithaal. Onthou, hier is 'n paar maniere om dit te doen. Gebruik jou onderwysersmanier, hierdie is my manier. En wat ons van hier af gaan doen is, ons gaan ietsie in hierdie vergelyking by plus en ook by minus. So ons gaan hierdie min 10 'n bietjie opskryf. En nou moet ek ietsie hier by plus, en moet wiskundig korrek te hou, gaan ek ook ietsie daar moet by minus. Wat is die ding wat ek daar moet by met plus of minus? Okay. Hierdie min 4 moet ek halveer en kwadreer. So die min 4 gehalveer is net min 2, en ek moet dit kwadreer, en hier moet ek ook 'n min 2 bysit en kwadreer. So dit wat ek by plus, moet ek net by minus. Okay? En van hier af gaan ons gou blokhakie gebruik, want nou moet ek hierdie eerste 3 terme hier, ek net gou dit highlight vir jou, hierdie eerste 3 terme hier gebruik om 'n vierkant te skep. Okay? So een van die x'e gaan hierin, en een van die min 2's gaan hierin, ons gaan dit kwadreer, en hierdie gaan ons net min 10, minus min 2 gekwadreer is net 4, okay, maak het toe, so hierdie is minus, hakie x min 2, gekwadreer min 14, en nou moet ons nou obviously nog hierdie minus moet ons nou inmaal met die term, en met die term, ek sien baie studente vergeet daai, okay, so dit word minus, nou is die blokhakie weg, kwadreer, en dan is dit plus 14. En nou het ek om in daai formaat geskryf.
En jy kan nou sien, hy lyk in die formaat soos hy moet wees, en hierdie lyk presies so. Okay. Kom ons gaan nou 6.7 toe. So hier is 'n vreemde som. Hulle sê vir my px is gevorm deur 3 tot die mag van hier van f van x min 12. So ons moet dit gou 'n paar goed doen. Ons wil weet, vir 'n begin wil ek vir jou vra, wat is die maksimum waarde? En hierdie gaan die skryfwyse ook wees. Die maksimum waarde van f van x. So wat is die maksimum waarde van f van x? En kan jy onthou hoe bepaal ons maksimum minimum waarde? So wanneer ek 'n vrou in die face parabool het, dan praat ons van 'n minimum waarde reg op die draaipunt en ons kyk altyd na die y-waarde. En as ek 'n vrou in die face het, dan praat ons van 'n maksimum waarde en ek kyk altyd na hierdie y-waarde. So die y-waardes van beide draaipunte, smiley of frownie, bepaal minimum of maksimum waarde. So hierdie was 'n vrou in die face. So hy het 'n maksimum waarde en ek dink sy maksimum waarde is 16. En dis baie duidelik, dit was daai 16, dis die y-waarde van dit. Okay? Maar wat is die maksimum waarde van, kyk, van dit? Sal ek nou eintlik so, die maksimum van f van x min 12, is dit nie gelyk aan 16 minus 12 nie, maar net gewoon 4. So die maksimum van f van x min 12 is net 4, né? So nou kan ons die vraag beantwoord. So die maksimum waarde van p tot die mag x is gelyk aan 3 tot die mag 4, wat net 81 is. Ja, kom ons in 6.8. Nou 6.8 is vir my maklik om te visualiseer, moeilik om neer te skryf. Okay? So kyk mooi na die vraag. Hulle sê bepaal die waardes van x waarvan f van x plus d gelyk is aan 0. 2 afsonderlike reële wortels sal hê. Nou kom ons probeer gaan visualiseer. Dit tel net 2 punte en dit is eintlik 'n maklike 2 punte. Okay, so hierso is waar die x tans nou is. So kom maar hier is nou 'n paar vragies. En dis nou my parabool. En ek vra vir jou, hierdie parabool, het hy twee wortels? Yes, hy het. Hy het 2 afsonderlike reële wortels. Dis wat hulle tans daar het. Okay? So tans het hy dit. En as hy opskuif, gaan hy dit nog steeds hê. Dit maak mos sin, né? En maar as hy afskuif, dis waar die probleem is. Wanneer hy afskuif, gaan na 'n plek kom waar hy dalk gaan raak. Kom ek doen dit nou in rooi. Ja? So kom ons sê, hy kom nou op daai punt en ons het hom afgeskuif dat hy net raak. Daarso. Miskien is 'n bietjie gommie, maar hy's fyn. So daar kom 'n punt, so as hy afskuif tot op 'n punt, gaan hy net raak, dan gaan hy nie meer 2 afsonderlike wortels hê nie, dan gaan hy net 1 wortel hê, want hy gaan afskuif tot op 'n punt waar hy net 1 afsonderlike wortel gaan hê, as dit sin maak. Nou hoeveel plekke gaan hy afskuif in daai opsig? En dit is hierdie 16. Ag, ek wou dit nou gemerk het. So dis daai 16. As hy 16 plekke afskuif, dan gaan hy net 1 wortel hê. So enige iets meer as 16. Nee, enige iets meer as 16 sal hy kyk, as hy 16 plekke afskuif, dan gaan hy raak, en as hy meer as 16 plekke afskuif, gaan hy nie raak nie. So enige iets kleiner as 16 sal sin maak, solank hy net nie minder as 16 plekke afskuif, sal hy nog steeds net 1 reële wortel hê, as dit sin maak. Okay, nou weet ons, enige iets minder as 16 sal die ding doen. Okay, maar hoe gaan ek dit nou wiskundig skryf? Nou, dis 'n bietjie van die triekie situasie. So ons gaan so skryf, ons gaan sê f van x plus d is gelyk aan 0. Okay, kom ons vat die d oor. So dit word min d. So daai maak sin tot daar, né? Maar nou weet ons dat hierdie min d moet kleiner wees as 16, want ons het nou net gesê, dit moet minder wees as 16. Hy kan nie 16 afskuif nie, dan dis te veel. Hy kan ook nie 17 afskuif nie, dis ook te veel. So enigiets kleiner as 16, as dit sin maak. Okay, dan sê ons dit wil sê d, ons deel ons met 'n min, en dan draai die bekkies om. So d moet groter wees as min 16.
As jy dit met teken as 'n sketsie, gaan jy dalk dit doen. Okay? Jy gaan jou parabooltjie teken, jy gaan jou x en jou y as gou inteken, ag jy dit net jou x as inteken, en jy gaan daar dalk sê y is gelyk aan 16, en hierdie stukkie hier sal dan die y is gelyk aan min d wees, as dit sin maak. Ja, so, dis hoe ons dit gaan doen. Jy probeer vir jouself eers uitfigure wat hulle vra, en dan doen jy dit net wiskundig.